Dis die begin van November, die versierings is so uit. Checkers speel Silent Night en my die eet gaan klaar syt. Die hond vreet geskenke met lint en al. En jou skoonma sê sy bring haar eie slaai. Dis nog gesmal, dis Kersfees in November. Ja, dit is soos not braai hard. En vier van die vaart is gesteelde basies. Hier die bierman gaat, gaat by jou goed deel. Net een luxury en weerslaat, dis Kersfees in November. Jy sien die Santa gekoop, maar vergeet vir wie dit was. Nou sit Tannie se sang, het de love Bijbel op haar glas. Die poorpa op vlam, hier die chipte beslag. Net soos die jingle bells op play, van mega surfs en zijn weer weg. It's Kersfees in November, ja dit is. It's Kersfees in November. Ek wil eintlik net rus. Ons is besig met hierdie reeks Kersfees in November en vir elkeen van julle wat wil protesteer en wil sê, ja, Tommy, julle raak net deel van die kommersiële mall-beweging om Kersfees te vroeg op ons te wil afforceer. Ek is so jammer, maar dis maar net 'n besluit wat ons gevoel het, ons nie anders kan maak nie. Ek is gedwing hierop, want ek het 'n vrou wat mal is oor Kersfees en sy hou my elke dag op datum. Hoe lyk die countdown vir een van julle wat belangstel? 39 dae tot Kersfees, is om die draai, dit is nader en nader en nader, en ek wil eintlik graag vanaand se boodskap begin deur so 'n bietjie op 'n ernstige noot half amper te deel, dat dit vir my partykeer so 'n bietjie 'n traumatiese tyd is, en mans, ek dink eintlik ons moet vanaand begin deur net, dis so 'n oomblik wat ek net met julle spesifiek wil praat, dames, julle kan vir 'n oomblik ophou luister, manne, is dit net ek, dis 'n traumatiese tyd vir ons, Kersfees wat nader kom, so 'n bietjie pressure, dis taaf, dis moeilik, daar's altyd 'n verwagting, is dit nie, van jou vrou, jou girl, hoor jy moet 'n proper geskenk vir haar weer kry, en maak nie saak hoe hard jy probeer nie, dis asof ons dit net nooit kan regkry nie, ek dink ek weet wat sy wil hê, maar dit wil net nooit al amper goed genoeg wees nie, en ek weet nie hoekom dit so is dat ons as mans dalk baie keer soos dit voel, ek dink die vrouens sal ooit daarmee kan vereenselwig nie, want in die geval wat 'n vrou vir jou geskenk gee wat eintlik sak, mag jy nie sê dit sak nie, jy moet sê, dis amazing, dis presies wat jy wou gehad het. So, dames, julle is lucky, julle het nie 'n klou hoe dit voel om daai pressure te beleef van 'n geskenk wat jy moet gee nie. Maar op daai noot, eintlik dalk miskien is dit waar ons vanaand regtig wil afskop met 'n vraag soos hierdie. Het jy al ooit gevoel of jy alles reg doen? Alles in jou vermoë reg doen, maar niks wil uitwerk nie, of jy kry dit net nie reg nie. Jy doen alles wat jy kan, jy doen alles toe 'n T reg, jy doen jou beste, jou absolute moeite in elke aspek, maar maak nie saak hoe erg jy glo of hoe erg jy oortuig is dat jy alles reg doen nie, jy kry net mooi niks reg nie. Manne, ek dink hierdie is iets weer eens wat ons baie meer kan vereenselwig. Jy wil uit die goedheid van die hart uit jou vrou probeer help om die huis skoon te maak. Jy doen jou bes, maar dis nie reg nie. Jy pak haar goed op 'n verkeerde plek weg. Of daar waar jy gedink het jy het baie mooi skoon gevee, wat ook al dit is wat jy skoon vee, het jy geleer daar's 'n manier wat 'n mens verkeerd kan skoon vee. Dit is nie heeltemal presies die regte manier hoe dit skoon gevee moet word nie. Ek weet nie, dalk miskien is dit jy's op 'n dieet en jy gaan gym toe en jy doen alles reg, jy volg dit so goed as wat jy kan, maar die skaal sê vir jou jy groei en nie op die manier wat jy graag wou gegroei het nie. Dit werk net nie. Jy gaan nie in die regte rigting nie. Jy doen alles wat jy kan. Jy glo jy doen alles reg, maar jy kry hierdie ding net nie heeltemal reg nie. Ek onthou hoe ek gevoel het toe ek wiskunde gehad het op skool. Ek het nuwe wiskunde uitgevind en ontdek maniere. Ek het geglo ek doen alles reg. Ek luister wat die juffrou sê, ek probeer my bes. Dit het net nooit uitgewerk dat dit dieselfde antwoorde is op die memo of dit wat eintlik veronderstel is om daar te moet wees nie. Of dalk miskien as jy iets koop en jy sit dit aan mekaar met daai instruction manual en jy doen alles reg. Jy volg elke liewe stap, maar nadat jy al die stappe gevolg het, dan het jy so 15 ekstra stukkies oor wat nie noodwendig deel was van die instruction manual aan die begin. Jy glo jy doen alles reg. Jy doen alles wat jy kan, maar jy kry hierdie ding net nie reg nie. Nou vanaand gaan ons stil staan by 'n karakter wat baie bekend is en jy het verseker al van hierdie persoon gehoor. Een van die bekendste karakters in die Bybel en dalk miskien een van die bekendste disippels of volgelinge van Jesus
spesifiek homself. En een van mense se gunsteling karakters natuurlik ook juis vir daai rede. Soveel van ons kan vereenselwig met hom en met sy lewe en dit is Petrus. Oftewel op hierdie stadium waar ons vanaand na hom kyk, is hy nog bekend as Simon en Jesus het nog nie heeltemal hierdie naamsverandering vir hom laat waar raak nie. En Petrus, oftewel Simon, hy's 'n visserman. Dis wat hy doen met sy lewe. Hy weet om vis te vang, hy doen dit vir 'n lewe en dis spesifiek waar ons hierdie storie dan gaan optel vanaand by hierdie gedeelte nadat hy vir 'n hele aand probeer het om iets te vang en nie reg gekom het nie. In Lukas 5 vers 5, die eerste gedeelte sê die volgende: Meneer, het Simon geantwoord, ons het die hele nag hard gewerk en het niks gevang nie. Hy praat met Jesus en hy sê vir hom: Meneer, ons het die hele nag hard gewerk, ons het alles gedoen, alles reg gedoen wat ons moet en ons het net mooi niks gevang nie. Nou ek love as die Bybel vir ons iets soos hierdie gee. Petrus wat sê ek het die hele aand lank vis gevang, want dit laat my dink aan die manier hoe ek en my skoonpa ook gereeld gaan visvang het, die hele aand lank hard gewerk, maar nie noodwendig reg gekom nie. Intendeel dit was miskien hierdie tyd van die jaar gewees, so heelwat paar jaar terug toe ek en Christina mekaar nog beter leer ken het en ek besig was om nie net haar beter te leer ken nie, maar natuurlik haar pa en die goeie bootjies daarso wil kom by hom en dit was 'n lekker ding gewees op daai stadium toe ek en Christina nog net so 'n paar maande gesels, ek en skoonpa of altyd op daai stadium oom Johnny, ons gaan graag visvang by die Valdam en dan het ons 'n plan gemaak, ons sal sommer spontaan besluit iewers hier so in die middel van die dag, ons gaan vanaand Boskop toe en dan gaan ons deernag hengel, maar ons is nou manne en ons gaan visvang. So wat ons doen is ons vat die visstokke en die viskas en miskien 'n stoel of twee en dis al, want ons gee nie om wat kom nie, ons gaan sit daar so langs daai dam en ons gaan die hele aand lank hengel en visvang. Nou ek dink dit moet omtrent hierdie tyd gewees het, so 10 jaar terug toe ons dit gaan doen het, want een aand daag ons op daar om te gaan hengel by Boskop en letterlik die hele aand lank reën dit, katte en honde en ons het niks behalwe visstokke en viskas en 'n stoel nie. Ek en hom Johnny sit in sy klein bantambakkie en luister musiek en chat. Ons het mekaar baie goed leer ken. Daai aand was amazingly fun geweest. Ons het maar as prins die radio aangehou en musiek geluister alhoewel ons geweet het ons gaan môreoggend moet stoot, battery gaan pap wees, dit maak nie saak nie. Luister maar musiek, dis fun. Ek en hy het 'n paar sulke geleenthede gehad wat ons so deernag gaan hengel het en dan amazing die trip huis toe want dan is ons albei daar. Ons raak altyd aan die slaap en dan raak ons wakker as hy van die pad afdaal en ek van sê pa of oom op daai stadium terug op die pad. Daar's 'n paar goeie tye gewees. So ek weet nie of enige man se hoe kan vereenselwig met deernag hengel en ons vang baie maar nie vis nie. Dis partykeer iets wat ons nogal baie goed mee kan vereenselwig. Selfs al glo jy doen alles reg, jy doen alles binne jou vermoë, maar iets wat ons dalk moet besef van Petrus in hierdie gedeelte. Wanneer hy vir Jesus sê ek het die hele aand lank hard gewerk maar niks gevang nie. Petrus is nie 'n social hengelaar wat vir 'n lang naweek of vir Kerstyd, lekker in die feestyd bietjie Valdam toe gaan en dan gaan kyk hoe baie kan hy vang, hoe baie kan hy regkry in die hele aand of wat ek al nie. Dis nie wie Petrus was nie. Hy's 'n professionele visserman. Hierdie is wat hy doen met sy lewe. Hierdie is letterlik sy brood en sy botter. Hierdie is nie iets wat hy doen as 'n stokperdjie of om so 'n bietjie te gaan social of om te gaan ontspan nie. Hierdie is letterlik die manier hoe Petrus bestaan het en kos op die tafel gesit het. Dit was sy ambag geweest wat hy aangeleer het by sy pa oor generasies heen, wat sy pa en sy oupa en almal van hulle vir hom geleer het en wat hierdie skills geslyp is, maar hoe dit lyk om 'n visserman te wees in die see van Galilea. En hierdie is iets wat ons baie keer nie besef wanneer ons lees van Petrus wat 'n visserman is nie, maar selfs hierdie verduideliking waar hy sê ons het die hele aand lank hard gewerk, maar niks gevang nie. Petrus het letterlik alles reg gedoen. Want in die eerste eeu, so 2000 jaar terug, hoe dit gewerk het, as jy 'n visserman van beroep was, soos 'n Petrus, dan het mense in die dag gaan visvang, baie algemeen. Want dit was nie die beste tyd om vis te vang nie. Hulle het dikwels deernag vis gevang, want die manier wat hulle vis gevang het met nette wat hulle uitgegooi het, die nette was sigbaar gewees vir die visse in die dag, en jy sou nie so suksesvol gewees het as jy in die dag probeer visvang het nie. Meer as dit in die aand, as dit so donker, die water is bietjie koeler, so feit dat dit donker is en die water koeler is, die visse kan die net nie so maklik sien nie. Dis baie meer suksesvol om in die aand te gaan visvang. En Petrus weet hierdie want hy doen dit vir sy hele lewe lank. En dis eintlik hoekom hierdie so skokkend is tot 'n mate. Dat 'n ou wat presies weet wat om te doen, al die stappe om te volg, hy doen wat hy moet op die regte manier, op die regte tyd, maar hy sê hy kom nie reg nie. Hy doen alles wat hy kan, maar dit wil net nie vir hom uitwerk nie. Nou iets wat ek al geleer het in my lewe,
En ek dink iets wat ons sien in hierdie gedeelte wat ons vanaand so by stil staan, iets wat Petrus beleef in hierdie gedeelte verseker is, Jesus daag baie keer op in doodgewone maniere. Wanneer ek en jy dit die nodigste het. Daar waar ek en jy dalk miskien in ons lewens besig is om alles in ons vermoë te doen om iets reg te kry en ons volg al die regte instruksies, al die regte raad, ons doen alles wat ons kan. Dit voel of dit net nie wil uitwerk nie. Jesus het 'n manier om op te daag op die doodgewoonste, normaalste maniere wanneer ek en jy dit die nodigste het. Want hier is die konteks wat eintlik vir ons bring by hierdie gedeelte waar Petrus sê hy het die hele nag probeer en hy het niks reg gekom nie. Vanaf vers 1 in Lukas 5 sê dit die volgende: Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea. En ek wil net daar stop ewen vir 'n oomblik. Op doodnormale maniere. Ek's mal oor hierdie gedeelte sê eendag. Dit was net nog 'n dag. Dit was 'n doodnormale dag. Daar was niks vreemd aan dit nie. Daar was geen spesifieke rede hoekom Petrus hulle hierdie aand moes gesukkel het of wat ek al nie. Alhoewel partykeer vissermanne in hierdie tyd, dit is so nou en dan dat 'n ou blank en jy het probeer 'n aand vang, maar jy vang nie noodwendig iets nie, maar dis nie algemeen nie. Dit gebeur nie noodwendig altyd nie, maar behalwe vir dit is hierdie 'n doodnormale alledaagse dag. Sommige net so eendag. Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea besig om te preek. En groot menigtes het na hom toe gebeur om na die woord van God te luister. Hy het 2 leeskuite aan die waterkant gesien waar vissermanne dit gelos het om hulle nette te was. Nou net weer eens hier stil staan. Petrus het hulle bootjies of hulle skuite hier gelos by die waterkant. Hulle is besig om hulle nette te was. En jy dink dalk, okay, maar hoekom sal hierdie ou sy nette was as hy die hele aand probeer het en hy het net mooi niks gevang nie? Hierdie wys weer eens eintlik vir ons dat Petrus weet wat hy doen. Want een van die belangrikste goede wat 'n visserman kon doen in hierdie tyd, as jy heel nag probeer het, maar jy het niks gevang nie, is om jou nette so gou as moontlik te was. Want jy het waarskynlik dalk nie visse gevang die vorige aand nie, maar ander goed en gemors of vuilheid het begin kleef aan daai nette. En as dit nie so gou as moontlik uitgewas word, dan sal die net verswak of dit sal jou kans om vis te vang in die toekoms nog swakker en nog swakker maak. En dis waar ons eintlik sien dat Petrus weet wat om te doen. Hulle het hulle bote gelos aan die kant van die water, besig om hulle nette te was. En dan sê dit in vers 3. Jesus het in een van die skuite geklim en die eienaar, Simon, oftewel Petrus, gevra om dit 'n entjie in die water te stoot. Hy het in die boot gaan sit en die skares van daar af geleer. Toe hy klaar gepraat het, het hy vir Simon gesê: "Vaar nou dieper in." En ons gaan nou weer terugkom na hierdie gedagte toe, hierdie woorde: "Vaar nou dieper in en gooi julle nette uit om te vang." Vers 5. Petrus antwoord: "Meneer," Simon geantwoord, "ons het die hele nag hard gewerk en het niks gevang nie. Maar as u so sê, sal ons weer probeer." Nou ek wil net hê ons moet hierdie konteks mooi verstaan. Petrus is die man wat van beroep vir sy lewe, dis wat hy doen. Hy is 'n professionele visserman. Hy doen nie iets anderste nie. Hy het nie 'n ander beroep nie. Hier is nie net 'n stokperdjie dinge en weer eens as ons terugdink aan hierdie tyd en die konteks hier, jy het nie besluit jy sien nou klaar met hoërskool, okay, ek wonder wat ek in my lewe gaan doen. Ek dink dit sal lekker wees om te gaan visvang nie, so dis wat ek graag wil gaan doen. Hy het nie noodwendig gekies dat hy wil gaan visvang of hy hou nie van visvang nie. Dalk wil hy 'n dokter word of dalk wil hy hierdie gaan doen of dat gaan doen nie. Hierdie is wie hy is. Hy het nie iets anders om op terug te val nie. Hierdie is letterlik sy lewe. En Jesus, die persoon wat met hom praat, wat hier ongevra het of hy in sy boot kan sit en mense vertel daarvan, wat hy van Jesus weet op hierdie stadium is ons nie heeltemal oorseker nie, maar ons weet van Jesus dat sy pa, sy aardse pa Josef, 'n skrynwerker of 'n houtkapper of 'n timmerman was, 'n carpenter. En ons geen rede dat Petrus, 'n visserman, selfs al is hy iemand wat nou totale professionele mislukking beleef het, hierdie hele aand hard probeer, maar niks gevang nie. Geen rede dat hy moet luister vir 'n ou wat met hout werk en veronderstel is om te weet wat met houtwerk aan die gang is om vir hom te luister wat hy moet doen met hierdie oomblik nie. Want weer eens, behalwe vir die feit dat hy nie na Jesus hoef te luister as 'n timmerman in hierdie oomblik nie, sê Jesus vir hom, maar vaar dieper in en gooi hulle nette nou weer uit. En Petrus kan ook miskien dink, nee, maar wie's jy om dit te praat, want ek weet hoe vang 'n mens vis, ons doen dit in die aand, wanneer die water koud is, wanneer dit donker is, wanneer die visse nie so mooi kan sien nie, om in die dag te probeer visvang is nie die beste tyd om hierdie te doen nie. En in Petrus se kop het hy alles reg gedoen en alles wat Jesus vir hom sê, is dalk presies wat die verkeerdste ding is om te doen. En tog het Petrus deurgegaan daarmee. En hierdie woorde het my al soveel keer laat stil staan in my eie lewe. Meneer, ons het die hele nag hard gewerk, maar niks gevang nie, maar as u so sê, sal ek weer probeer. As u so sê, sal ek weer probeer. Hy's gehoorsaam. En hier is iets wat ek dink ons raak sien in hierdie gedeelte en ek weet ek maak dalk nou hierso eintlik net 'n voorspelling vir hoe Petrus dalk moontlik gevoel het.
En wat ook deur sy kop gegaan het, toe hierdie man vir hom sê, maar hoor jy doen hierdie ding wat eintlik enige gesoute visserman vir jou sal sê, jy moet dit nou doen nie. Hier is dalk wat ons kan raak sien in dit. Gehoorsaamheid voel baie keer baie nutteloos, maar dit werk. Om gehoorsaam te wees aan dit wat God van jou vra, om gehoorsaam te wees aan dit wat hy jou voorroep om te doen, dit voel baie keer soos die domste ding in die wêreld. Dit voel doelloos, dit voel nutteloos, maar dit werk. Om te doen wat hy van jou vra. Om gehoorsaam te wees aan wat ook al daai opdrag is. Ek is mal oor iets wat Charles Stanley gesê het jare gelede. Hy het gesê iets in die lyn van wees gehoorsaam aan God in alles wat jy doen, soveel as wat jy kan, en los al die gevolge vir hom. Al maak dit nie sin nie. Al voel dit stupid, al voel dit sinneloos, al voel dit of daar geen doel in dit sal wees om gehoorsaam te wees aan hom nie, om dalk die reëls te volg wat God vir ons gee om ons lewens volgens te leef. Om op 'n sekere manier met ons finansies te werk. Om 'n sekere manier dalk ons lewens te leef wat dalk nie sin maak nie en wat dalk nie makliker is nie, wat dalk net voel of dit dom sal wees om jouself te spaar vir die huwelik, om nie noodwendig saam te bly voordat jy getroud is nie. Mense dalk wil sê dit is dom as God vir ons sê maar dis goed om jou sonde onder andere oop te maak en ander mense daarmee te vertrou om dit te bely teenoor mekaar. Die wêreld sal sê maar dis stupid. Dis die domste ding wat jy moet doen. Dit gaan jou net mooi niks help nie. Want tog sien ons in ons lewens, al het jy dit dalk nog nie in jou lewe op hierdie manier beleef nie, gehoorsaamheid voel baie keer so die domste ding wat 'n mens kan doen, maar dit werk. Ek weet in my lewe, baie keer voel dit soos die domste ding in die wêreld om te luister na ander mense se raad of om hulle inspraak te kan hoor. Hoekom sal ek na ander mense wil luister as ek net met myself kan praat en expert opinie dadelik kry as ek my eie kop probeer volg wat Petrus waarskynlik gedink het of mee besig was. Kyk, ek het nou gesê ek het baie pressure wanneer dit kom by Kersfees want my vrou is mal oor Kersfees en daar's 'n verwagting en ek moet 'n geskenk gee. Hierso is sommer net so klein geskenkie in my engel. Ek bedoel net hierso brownie points skryf voor Kersfees. Ek het al hopeloos te veel keer in my lewe gedink ek weet wat om te doen en dan sê Christine vir my wat ek moet doen en dan was sy reg geweest. Dan moes ek eintlik net vir haar geluister het. Dit is goed geweest om my trots te sluk. Dis dalk nie lekker geweest of dalk nie maklik geweest om dit te doen nie en dis dalk miskien wat ons baie keer beleef in ons lewens om na ander mense te luister is dalk die moeilikste ding baie keer om te doen om jou trots te sluk om ander se raad te kan volg. Maar dis dalk baie keer die beste ding wat ons kan doen in ons lewens en spesifiek wanneer dit kom by ons verhouding met God. Is dit selfde die maklikste ding in die wêreld om gehoorsaam te wees aan hom. Dit voel baie keer dom. Voel baie keer of dit net nie sin maak nie. Maar dis die beste ding want dit werk. Dit werk om gehoorsaam te wees aan hom. En ons sien spesifiek in hierdie gedeelte hoe Petrus hierdie sê, maar as u so sê, sal ons weer probeer. En dan vind hierdie wonderwerk plaas in vers 6. En hierdie keer was hulle nette so vol dat dit begin skeer het. Hulle het hulle maats in die ander skei geroep om te kom help en gou was albei skeite so vol vis dat dit amper gesink het. Ek weet nie of jy hierdie prentjie kan sien in jou kop as jy hierdie woorde hoor en dit lees nie. Dalk het jy al The Chosen gekyk en ek dink die gedeelte in The Chosen wat hierdie uitbeeld is dalk een van die ongelooflikste dinge wat jy kan sien. Dit maak dalk nie vir ons sin wanneer ons dit hoor nie. En jy het hierdie storie al gehoor en dalk miskien het jy dit gelees in 'n kinderbybel of by Sondagskool iewers in jou lewe en ons besef nie wat letterlik hier gebeur nie. Kry hierdie prentjie in jou kop dat Petrus die man wat kan, die man wat weet, wat die hele aand probeer het om vis te vang en net mooi niks reg gekry het nie. 'n Groot professionele mislukking. Hierdie is sy brood en botter. Hierdie is wat hy nodig het om 'n sukses te maak van sy lewe en hy kry dit nie reg nie. En hier kom Jesus. En hy sê vir hom, weet jy wat? Oor so 'n bietjie dieper in. Gooi jou nette weer in. En alles in Petrus moet dalk teen dit skop. Wat weet hierdie ou en hoekom sal ek na hom luister? En dit is letterlik nie wat iemand in hierdie omstandighede of in hierdie tyd sal doen nie, maar ek het nie 'n ander plan of 'n ander idee nie. So kom ek doen maar wat hy gesê het. Kom ek wees maar gehoorsaam aan hom. En net in die volgende oomblik, die nette wat leeg was, die nette wat hulle besig was om te was en hulle mislukking uit te was en die hele aand probeer het en niks meer reg gekry het nie, ewe skielik verander daai leë nette in iets wat so vol is dat dit oorloop. Dat dit begin skeer, dat dit letterlik soos wat die skrif vir ons sê, die boot begin wil laat sink, so vol raak al hierdie nette. Nette wat leeg was, wat oorvol is en ek is so geraak deur hierdie gedeelte en dalk miskien is dit iets wat ons moet besef in ons lewens ook. Petrus se gehoorsaamheid om te doen dit wat Jesus sê, het 'n massiewe impak op sy lewe gehad in hierdie oomblik.
Maar dis dalk nie wat die grootste impak is nie, want dit sê sy maats, sy ander vissermanne, die ander ou wat saam met hom was, hulle het presies dieselfde ook begin beleef. En jy het nodig om hierdie te hoor in jou lewe. Jou gehoorsaamheid het 'n impak op ander mense se lewens. Maar die teendeel is ook waar. Jou ongehoorsaamheid, dit kan ook 'n impak hê op ander mense se lewens. Dit wat ons doen, dit wat ons kies om te gehoorsaam, daar waar ons baie keer moeilike besluite moet neem. Daar waar dit baie keer ons voel of ons gedruk is om besluit te neem of 'n keuse te maak wat ons dalk nie noodwendig wou maak nie, maar ons het nie enige ander opsies nie. Dit het nie net 'n impak op jou lewe nie, dit gaan verseker 'n impak op ander mense se lewens ook hê. Almal om jou, al die ander mense in Petrus se groep of wat ook al wat in die ander skei was. En weer eens, hierdie is hoe dit moontlik is. Hierdie is so 'n wonderwerk soos hierdie gebeur en hoe dit werk. Dit begin by sy gehoorsaamheid. Dit begin by my en jou. Wat gehoorsaam is om te doen dit wat God van my en jou vra. Gehoorsaamheid voel baie keer nutteloos, maar dit werk. En dan kan ons nie altyd verklaar hoekom dit werk nie. Is dit ook miskien hoekom daai gesegde van Charles Stanley so gepas is: gehoorsaam God in alles wat jy kan, soveel as wat jy kan, los die gevolge vir hom. Hy sal sorg vir die resultate. Iets wat ons ook moet weet oor gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees, dit werk nie altyd uit soos jy gedink het nie. Ek dink dis dalk miskien hoekom dit vir ons baie keer so moeilik is om gehoorsaam te wees aan God in ons lewens, en spesifiek dalk in hierdie tyd van die jaar wat ons in beweeg. Kersfees in November, en ons begin lekker vroeg oor dit praat, en jy begin 'n verwagting in jou hart koester vir hoe die jaar moet verloop. Wat jy nog moet bereik en hoe dinge moet uitspeel, hoe jou feestyd gaan wees, en dalk miskien is jy een van daai mense wat so getrou is hiermee en 'n planner is, en jy het al klaar jou versierings uitgesit, en jy begin al klaar dink aan wat se geskenke om te koop vir wie, en alles is uiteengesit, en dis dalk miskien waar dit vir ons uitdagend raak, wanneer ons glo ons doen alles reg en ons probeer om gehoorsaam te wees aan God, maar dit werk anders uit as wat ons gedink het. Of ons gehoop het. En dis presies hoe gehoorsaamheid werk. Dit werk, maar dit werk nie altyd uit soos wat ek en jy gedink het of verwag het dit moontlik gaan wees nie. Want hierdie is iets wat ek persoonlik net glo, spesifiek oor hierdie gedeelte en hierdie wonderwerk. Die wonderwerk is nie noodwendig dat Petrus se nette ewe skielik oorgeloop het. En dat daar waar hulle die hele aand probeer het om vis te vang en daar nie 'n enkele vis was nie, nou ewe skielik is nette vol. Absoluut is dis 'n wonderwerk. En dis ongelooflik. Ons kan daarop saamstem. Ek glo die grootste wonderwerk, die belangrikste wonderwerk wat eintlik plaasvind in hierdie oomblik, is nie hoe vol die boot en die nette was nie, maar Petrus se besef, ewe skielik. Want ten spyte hoe vol sy net en sy boot nou is, hy besef hoe leeg hy is. Hy besef hoe leeg hy is. En hy besef hoe baie hy al in sy lewe waarskynlik hiermee gestoei het en gesukkel het om gehoorsaam te wees aan God. Dit wat hy van hom vra. Dalk miskien is dit waar jy jouself ook vind vanaand. Aan amper die einde van 'n langerige jaar, van 2025 wat so vinnig begin het, maar so vinnig gevlieg het. En dalk het jy soveel planne gehad, soveel drome gehad, soveel verwagtinge gehad, soveel doelwitte vir wat hierdie jaar moes bereik. En nou aan die einde van hierdie jaar voel jy nie net asof jou petroltank leeg is, of jou bankrekening leeg is nie, jy voel of jy leeg is. Jy het nie meer nog om te gee nie. Jy het nie nog iets om te probeer nie. Jy het nie nog moed of nog geloof of enigiets so nie. Jy voel net heeltemal leeg. En hierdie is wat Petrus dalk beleef vanaf vers 8. Dan sien ons die volgende. Toe Simon Petrus besef wat gebeur het, val hy op sy knieë voor Jesus en sê: Here, gaan asseblief weg van my af. Ek is 'n te groot sondaar. Nou, ek wil net hierdie woorde net vir 'n oomblik vasmaak in ons harte. Oomblikke van tevore, toe Jesus vir Petrus gesê het, hoor jy iets wat jy doen, vat jou nette, gooi dit die ander kant uit, gaan so 'n bietjie dieper in, en gooi jou nette weer oor. Toe sê Petrus, meneer, of meester, die Griekse woord wat die skrif vir ons daar gee, dit verwys net na 'n gesagvorm wat hy gebruik, nee, maar meneer, ons het die hele aand probeer, ek weet wat ek doen, ek het alles reg probeer doen, maar dit het nie gewerk nie, maar okay, as jy so sê, dan sal ek weer probeer. En Petrus gebruik 'n ander woord, wanneer hy nou hierdie besef kry. Nie net van hoe vol sy nette is nie, maar hoe leeg hy is. En dan sê hy, Here, gaan asseblief weg van my af. Ek is 'n te groot sondaar. Want hy was verbuister deur die groot visvangs, net soos die ander by hom. Sy kollegas, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus,
was net so verbaas. Jesus het vir Simon geantwoord, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En toe hulle aan wal kom, het hulle alles net so laat lê en Jesus gevolg. Nou dink net weer eens hoe Petrus moes voel dalk hier na hierdie aand van hard probeer en alles probeer reg doen en hy kry dit nie reg nie. En dan besef hy nie net hoe sleg hy eintlik miskien as 'n visserman is nie, maar hoe sleg hy as mens is. Here, gaan asseblief weg van my af. Ek is nie waardig om in die teenwoordigheid te staan nie. Ek is te groot sondaar. Ek dink nie u weet met wie u nou besig is om te praat nie. En dalk miskien is Jesus besig om vir Petrus hier te sê, Petrus, ek weet baie goed van jou vissersvermoë en jy dink dalk miskien nou nagisteraand jy weet net mooi niks van visvang nie. Om eerlik te wees, jy weet iets van visvang, maar ek gaan vir jou roep om iets groter te vang. Om 'n groter rol te vertolk. Jy gaan nie net meer mense of visse vang nie, jy gaan mense vang. Jy gaan 'n visser van mense wees. Jy dink dalk jy is baie sleg hierin of jy's baie sleg in die lewe oor die algemeen, maar Petrus, jy het vermoë. Jy het iets wat ek kan doen en kan bereik in en deur jou lewe en dis hoekom ek jou roep. Dis hoekom ek vir jou sê, moenie bang wees nie. Moenie net daar op jou knieë bly en sê nee, maar gaan weg van my af nie. Inteendeel, Petrus, ek roep jou, net so wat jy is in jou gebrokenheid, in jou tekortkoming, so leeg as wat jy is, kom saam met my en jy gaan 'n visser van mense wees. En besef ons weer eens wat hierdie beteken, die implikasies hiervan. Petrus en sy kollegas Johannes en Jakobus, hulle los agter die grootste payday van hulle lewe. Die net wat sopas uitgekom het met te veel vis om te kan tel. Dit wat die net laat skeer, dit wat die boot wil laat omtiep. Die grootste payday wat hy ooit voor kon droom of oor kon dink, sy brood en botter, dit wat hy voor bekend is. Hy kan daai visse gevat het mark toe en gesê het, ja, hier's ek weer, Petrus die man wat kan, ek weet wat ek is. Ek gaan nou vir 2 weke nie hoef te gaan vis vang nie, want hier's genoeg visse, maar hy los dit agter. Hy los dit agter in 'n oomblik om gehoorsaam te wees aan hierdie groter uitnodiging. Hierdie groter opdrag wat Jesus vir hom gee. Dit was klaar mal genoeg om te sê, maar vaar dieper in en gooi jou nette weer uit, maar dan gaan Jesus 'n stap verder en sê vir hom, ek wil jou roep dat jy 'n visser van mense wees. Dis iets groter as hierdie. En julle, hierdie is dalk miskien die belangrikste om net te sien in 'n gedeelte soos hierdie en van toepassing op ons lewens vandag. Die beste manier om gehoorsaam te wees aan God, die beste manier om gehoorsaam te wees aan sy opdrag is om te gehoorsaam een ding op 'n slag. Een tree op 'n slag. Een ding op 'n slag. In plaas daarvan om weg te spring in jou lewe en te sê nee, maar Here, dis wat ek gaan doen met my lewe ook vir U en U gaan hierdie bereik en ons gaan al hierdie dinge doen. Begin om net gehoorsaam te wees met daai eenvoudige uitnodiging wat hy vir jou gee om dalk net jou net aan die ander kant uit te gooi. En sodra jy in daai oefening of in daai roetine van gehoorsaamheid kom, een ding op 'n slag, dis hoe ons groter en groter gehoorsaamheid in ons lewe kan kweek en dalk hierdie uitnodiging of eintlik hierdie opdrag wat ons ook het om 'n visser van mense te wees. Ek kan uitleef met ons lewens ook. Nou daar's 'n storie wat ek aan gedink het toe ek net weer hierdie week stil geraak het en gedink het spesifiek aan Petrus se verhaal. En om te glo jy doen alles reg, maar dinge wil net nie uitwerk totdat Jesus opdaag. Totdat hy vir jou 'n nuwe opdrag en 'n nuwe roeping gee nie. En dis die verhaal van Desmond Doss. Ek weet nie wie van julle die verhaal van Desmond Doss ken nie. Ek dink dalk miskien die naam kan ook bekend klink, maar dit sal baie meer bekend klink vir jou as jy dalk die fliek gesien het wat gemaak is oor sy lewe so omtrent 10 jaar terug, Hacksaw Ridge. Fliek wat gebaseer is op 'n ware verhaal. Ek gaan vra, ek dink die span het vir ons 'n foto van Desmond Doss net om te wys min of meer hoe hy gelyk het. It's eintlik amazing. Die geskiedenis wys vir ons 80 jaar gelede, nou in hierdie jaar in 2025. Dit was in 1945, so 80 jaar terug. Tweede Wêreldoorlog. En Desmond Doss, hy's 'n 26-jarige mediese korporaal in diens van die Amerikaanse leer. En so is hulle besig om te veg en die geveg op hierdie stadium is in Japan en ek weet nie wie van julle die fliek Hacksaw Ridge gesien het nie, ongelooflike fliek, maar die naam is spesifiek gekies of die titel van die fliek Hacksaw Ridge oor die spesifieke area waar iets ongelooflik gebeur het met Desmond Doss. En iets wat baie interessant is van hom is hy was deel van die army, van die militêre leer, maar hy het 'n oortuiging gehad dat hy nie 'n wapen mag dra nie. En dat hy deel kan vorm van hierdie oorlog sonder om ooit 'n skoot te skiet. Sonder om enigstens 'n vuurwapen saam met hom te hê. Hy gaan nie moord pleeg nie. Hy gaan nie enigiemand anders skiet nie. Maar God roep hom om 'n visser van mense te wees.
En een van die ongelooflikste dinge wat gebeur, spesifiek in 1945, waar hulle by hierdie area, hierdie rif eintlik is Hacksaw Ridge. Ek dink daar is 'n foto ook daarvan of min of meer iets om vir jou te kan uitbeeld hoe dit moontlik kon gelyk het in daai tyd. En daar's hierdie sluipaanval wat eintlik plaasvind met sy bataljon en hulle moet terugtrek. En al die manne moet terugval en hulle begin afklim, maar hulle het soveel casualties en ons manne wat doodgaan, ons manne wat geskiet word, ons manne wat seer kry. En Desmond Doss sonder 'n wapen, hy het hierdie oortuiging dat God hom roep dat hy mense moet gaan haal en hy kruip rond tussen deur die modder, tussen deur die gas, tussen deur die oorlog sonder dat hy homself enigsins kan verdedig. En ek dink nie dit maak baie sin nie. Ek dink nie dis baie maklik om gehoorsaam te wees nie, maar hy man alleen met 'n tou kruip na van sy ander manne toe wat beseer is en hy een vir een trek hy hulle af deur die loop van die aand met daai tou by daai rif, Hacksaw Ridge, 75 van hulle deur die loop van die aand. Red hy mense se lewens deur sy eie lewe totaal en al in gevaar te plaas. Sonder dat dit sin maak. Sonder dat dit enigsins maklik is, sonder dat dit dalk enigsins veronderstel is om moontlik te wees en blykbaar het hy spesifiek hierdie gebed gebid voordat hy elke keer weer in die donker ingegaan het. Here, help my om net nog een te kry en teen sonop 75 mans wat hy afgebring het, maar party bronne sê dis eintlik nader aan 100 gewees. Wat hy een op 'n slag teruggegaan het en moes gaan haal het. Ek weet nie waar dit vir jou op hierdie stadium in jou lewe moeilik is om gehoorsaam te wees aan God nie. Ek weet nie of jy op hierdie stadium van jou lewe dalk sukkel om gehoorsaam te wees aan iets soos hierdie opdrag. Hoorie, maar jy is 'n volgeling van my. Gaan en deel jou geloof met iemand. Gaan vertel vir iemand anders en wees 'n visser van 'n mens. Dalk voel dit vir jou op hierdie stadium van jou lewe of dit iets is wat heeltemal onmoontlik, heeltemal te groot is om nou in gehoorsaam te wees. Jy het nodig om op 'n ander manier eers jou gehoorsaamheid in God te plaas. Maar dis spesifiek waar ek jou wil uitnooi en jy wil uitdaag vanaand. Waar vra God vir jou om hom op 'n dieper vlak te gehoorsaam? En wanneer ek hierdie woorde vanaand vra, waar vra God vir jou om op 'n dieper vlak te gehoorsaam? Wil ek jou terugvat na Petrus se verhaal. Waar Jesus vir hom sê, al maak dit nie sin nie. Petrus, vaar nou dieper in. Gooi jou net aan die ander kant uit. Gaan so 'n bietjie dieper. Dit maak dalk nie sin nie. Vaar so 'n bietjie dieper in en probeer weer. En hoe dit dalk miskien in ons lewens vanaand lyk om op 'n dieper vlak te gehoorsaam. Dalk miskien is jy hier vanaand en jy's op 'n plek wat jy probeer met alles in jou om gehoorsaam te wees aan God, te doen wat hy van jou vra, maar dit voel nie of dit werk nie. Dit voel net nie of jy dit reg kry nie. Dit voel nie of jy sukses behaal nie. En as dit jy is, wil ek spesifiek vir jou vra op daai noot. Dalk miskien is jou vlak van dieper gehoorsaamheid nie noodwendig 'n fisiese of 'n ander tipe dieper gehoorsaamheid nie, maar hy vra jou net eintlik vanaand, hou net aan. Hou net aan om gehoorsaam te wees. Hou net aan, byt net vas. Dis 'n dieper vlak van gehoorsaamheid. Dalk miskien sit jy hier vanaand en soos wat ons hieroor praat, is jy deeglik bewus van 'n area in jou lewe waar jy probeer om aan God gehoorsaam te wees, maar as jy eerlik is met jouself, jy hoef nie eens hard daaroor te dink, dan weet jy, ek is net so bietjie gehoorsaam eintlik. Net so bietjie halfpad gehoorsaam hierso. Om heeltemal gehoorsaam te wees, om heeltemal te doen wat hy vir my vra, dit gaan ook so bietjie moeilik wees. So waar vra God van jou om hom dieper op 'n dieper vlak te gehoorsaam? Is dit dalk miskien in 'n verhouding wat jy in is? 'n Verhouding wat jy dalk miskien met iemand het en hy druk hier op jou hart. Luister, in hierdie verhouding, hier sou dit lyk om aan my gehoorsaam te wees. Julle moet hiermee op. Julle moet hiermee begin. Dalk miskien is dit op 'n ander plek, dalk in jou plek van werk. Daar waar God jou gebruik, sonder dat jy dit selfs agterkom. Tussen jou kollegas. Vra hy vir jou, maar wees gehoorsaam aan my in hierdie opsig. Dalk is dit in jou gewoontes in jou lewe. Sekere gewoontes wat deel is van jou lewe en wat so algemeen deel is van jou week en van jou dag. En God sê vir jou, ek het nodig dat jy dieper gehoorsaamheid toon in hierdie area en hierdie plek. Dalk miskien vra God van jou om te gehoorsaam om 'n stap van geloof te neem. Om iets te doen wat dalk mal voel, dalk nie sin maak nie. Maar dis die opdrag en die roeping wat hy op hierdie stadium vir jou het. 'n Dieper vlak van gehoorsaamheid. Dit kan so maklik deur 'n jaar hardloop. Vaskyk in alles wat skeef geloop het. Vaskyk in alles wat nie uitgewerk het.
vaskyk in elke liewe keer wat ons probeer het en dit nie gewerk nie. En wat as God vanaand vir ons vra, probeer nog 'n keer en ons dan kan antwoord, Here, ek het al probeer, maar as U so sê, sal nog 'n keer probeer. Ek gaan weer probeer. Daar waar jy sit, wil ek vra dat jy vir 'n oomblik so jou oë sal sluit. En dan gaan ons tyd vanaand so afsluit met gebed. Voordat ons saam bid, wil ek net hê jy moet hierdie geleentheid gebruik om net so erns te maak met wat ook al dit is wat God op jou hart druk. Waarvan jy bewus moet wees vanaand. Hoe lyk dit? 'n Dieper vlak gehoorsaam te wees. Dit wat hy van jou vra. Hemelse Vader, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om 'n uitnodiging wat dalk miskien so eenvoudig voel. Dieper gehoorsaam te wees aan U. Here, dit klink so eenvoudig, maar ons weet en ons erken, ons bely vanaand, Here, ons is baie keer so sleg hiermee en ons sukkel om baie keer selfs met die basiese dinge gehoorsaam te wees aan U. Here, ek wil bid spesifiek vir enige en elke persoon wat vanaand hier sit en voel hulle is op daai plek waar hulle totaal leeg is en nie meer antwoorde het nie meer krag het nie meer hoop het nie. En ons het hierdie prentjie en hierdie verwagting vir hoe hierdie jaar dalk moontlik net kan afsluit. Here, maar wat as U iets anders dalk met en deur ons lewens wil kom doen? Hierdie laaste gedeelte van 2025. Here, waar kan U dalk miskien aan ons openbaar of ons bewus maak net van hoe ons in ons lewens kan sê, Here, as U so sê, sal ons weer probeer. Waar ons dalk hierdie gebed kan bid, Here, help my om nog een tree te gee. Help my om nog een te gaan haal. Help my om 'n tree vir tree nader en nader aan U te kan groei. In hierdie tyd wat dit dalk voel of alles skeefloop. Here, daar waar U dalk miskien spesifieke dinge so op ons harte druk, bid ek dat ons nie net dit sal hoor en dit sal beleef en sal ervaar vanaand nie, maar mag ons iets daarmee gaan doen. Mag ons 'n tree van geloof gee en mag ons U daarmee vertrou. En mag ons ervaar, Here, nie net 'n wonderwerk wat vir ons amazing is en ons baie by baat nie, maar mag ons iets beleef wat iemand anders ook by sal baat. Dat ander mense die wonder van U goedheid, en U bevryding en U krag en die nabyheid in ons lewens kan ervaar en beleef. Dankie dat ons dit kan bid en vra. Dankie dat ons dit kan bid en vra, nie uit verdienste of omdat ons nou heilig genoeg of goed genoeg is om hierdie stappe van geloof te neem nie, maar nee, Here, eerder omdat ons net soos Petrus onsself voor U neerlê, ons is groot sondaars vol gebrokenheid, maar U roep ons nog steeds. Dankie, Here, vir daai uitnodiging. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Ons gaan volgende week voortgaan en afsluit met hierdie reeks Kersfees in November, maar dan wil ek elkeen van julle solank uit my hart uitnooi na die week na dit, wanneer dit ons Kerssangdiens is, en dit gaan dan eintlik ons laaste amptelike aanddiens vir 2025 ook wees. En as jy weet van iemand wat nie net mal is oor Kersfees en regtig nie kan wag vir Kersfees of wat ek al nie, ek kan nie dink aan 'n beter geleentheid om hulle uit te nooi, nie eers net na die Kerssangdienste nie, maar jy kan ewen dan vir hulle sê, ja, daai kerk, hulle praat al oor Kersfees in November, dalk moet jy Sondag saam met my kom, so jy is welkom om iemand saam te nooi, ons is so opgewonde om jou daar te sien, en dieselfde natuurlik ook so by die Kerssangdiens, die 30ste November, asseblief maak seker, jy mis dit nie. Jy is welkom om saam met ons te kuier, of saam met ons agter te bly, as jy dalk gebed benodig, andersins, as jy moet terug aan huis toe, ry asseblief veilig, mag jy geseënde week hê, sien jou volgende week.